Crazy people. Ek kan onthou toe ek klein was, jonger was. Ek nie klein was nie, jonger was. Hier in einde laerskool, begin hoërskool, ons het konferensies toe gegaan. Dan het ek bekend gestaan as die rebel in die kerk. Ek staan vandag nog in die kerk. Ek staan vandag nog vir God. Maar hulle het my 'n rebel genoem. I'm crazy for Christ. I'm crazy for Christ. En ons het nodig om te begin sê, Here, ek is bereid om, soos Paulus sê, will be a fool for Christ. Want die wêreld dink, ons dien 'n God wat dood is, dis hoekom ons so down is die hele tyd. Ons Christene lyk of ons suurlemoen geëet het, en dan wil ons die wêreld tot bekering bring. And the joy of the Lord is our strength. Ons het nodig baie keer om net opgewonde te raak. Nou, ek kan nie 2 tree dans nie, maar as jy op my kamp is, mag jou voete nie albei gelyktydig op die grond wees nie. Hoekom? Want ons moet opgewonde raak. Mense, as jy weet hoe die hemel lyk, ek wens ek gaan jou opgewonde maak hoe dit in die hemel lyk. Dit is so amazing. Weet jy dat die skrif sê vir jou, die bome klap hande? Die skrif sê dit vir jou. Die bome klap hande. Die blomme sing en klap hande. En ons wil dit nie doen nie, want net wat dink hulle ek is crazy vir God. Maar kom ek sit vir jou op 'n rugbyveld? Kom ek sit vir jou op 'n sokkerveld? Kom ek sit vir jou op 'n sportveld? En vir wie klap jy dan hande? Ons het nodig om crazy te raak vir God. Want daar is soveel oorwinning. Daar is soveel deurbrake. Daar is soveel hoop. Mense, as ons net besef, hoeveel hoop is daar in God, dan sal ons nie 1 sekonde sonder 'n glimlag wees nie. Ons sal nie 1 sekonde sonder 'n glimlag wees nie. Maar ons kyk na ons fisiese liggaam. Ons kyk na die omstandighede en dan sal dit toe dat ons beheer word deur dit wat hier buitekant aangaan. God het gesê, jy is 'n co-laborer, 'n medewerker. Jy co-create, jy skep saam met hom. Het jy al ooit probeer om iets saam met God te skep? Sorry, hierdie is net gratis, ek het nog nie by my boodskap gekom nie. Het jy al ooit probeer om iets saam met God te skep? Hy het gesê, you're a co-laborer, you're a co-creator with Christ. You create the God that you serve. You create the words that you speak is what you create. Nog even sê, en hy verduidelik het vir my. Ek het gister met die persoon gepraat, hoë bloeddruk, hy weier om pille te drink. En wat begin hy doen? Hy begin ham op God se frekwensie. Binne 2 minute is sy bloeddruk af. Hy weier om te sê, sy bloeddruk is hoog. Hy begin ham. Hy het dit hoeveel keer hierdie week gedoen. Wat het hy gedoen? Hy het begin skep saam met God. Hy het nie geskep saam met die simptome en wat hy sien nie. Die Here het jou 'n co-laborer gemaak. Wat skep jy? Wat skep jy? Hierdie is nie far-fetched goed nie, mense. Dis nie daar buitekant nie. Ek wil praat oor 'n ma op haar knieë. Maar die Here het vir my iets gegee wat vir my amazing is. Ek staan vandag hier omdat my ouers vir my gebid het. Ek het die dood 10 keer in die oë gekyk. Almal kombeserings. En ek het vir Satan gesê, elke kombesering beteken dit, jy steel iets van my brein. So ek claim 7voudig terug. I co-create with God. Ek is jammer, as hy my pad kom, trap ek op sy kop. Hoekom? Want ek sit saam met Jesus in hemelse plekke. Waar sit jy? Ek sal vir jou sê waar jy sit as gevolg van jou woorde. Jou woorde sê vir my, by wie sit jy? Kom ek gee julle hierdie getuienis. Siobhan gee vir my hierdie getuienis gister. Amazing. Amazing getuienis. Vir jou wys die krag van 'n ma se gebed, die krag van 'n ma se woord.
Hierdie man is 'n drugdealer. As julle die getuienis wil hê, laat weet vir ons kan dit vir julle aanstuur. Hierdie man se hele gesig is getatoe. Drugdealer, hy was in die tronk gewees en hy het hierdie getuienis gehoor van sy cellmate, van die ou wat saam met hom in die tronk was. Hierdie man is 'n drugdealer. En hy gaan saam en langs die kort, dan word op hom geskiet. En die eerste persoon wie hy bel, vat raai wie is dit? Sy ma. Hy bel sy ma. Hy sê, ma, ek is besig om te sterf, hulle het my geskiet. Sy ma sê, call on Jesus, call on Jesus, call on Jesus. Hy's 'n drugdealer. Al wat sy vir hom skree is, call on Jesus, call on Jesus. En hy maak die deur op en hy val uit die kar uit en hy sien net bloed. En hy val op sy knieë en hy sê, God, I forgive the shooter and please forgive me my sins. En hy sterf. En hulle vat hom hospitaal toe en by die hospitaal kom sy gees terug in sy liggaam. En die dokter sê is onmoontlik. Call on Jesus. Hy kom terug en hy sê, daar waar ek was in daardie oomblik van dood, ek wil teruggaan want dit is mooi. Ek wil teruggaan soontoe. In sy laaste asem luister hy na sy ma en hy word gered. Daardie foonoproep is per ongeluk gerekord. Daar's 'n bewys van daai oproep. Ma, moenie opgee nie. Moenie opgee om te bid nie. Dit lyk dalk vir jou, dit is alles verlore. Maar daar's hoop. Daar's hoop vir dit wat God in jou geplaas het. En voor jy nie gaan ontdek wat binne in jou is nie, gaan jy opgee. Onthou een ding. Woorde wat jy spreek, sterf nooit nie. Dit raak onhoorbaar, maar dit sterf nooit nie. So as jy bid, bid jy vir 4, 5, 6 geslagte vorentoe. En jammer vir hulle. Hulle gaan gered word of hulle gaan 'n encounter met God hê. Maak nie saak wat nie, hoekom? Want jou woorde wat jy bid, is in die gees. Dit lê in die gees. Isaiah Reed, ook 'n drugdealer gewees, hy's 'n internasionale drugdealer gewees, daai man het tot bekering gekom, hy het 'n amazing getuienis, julle moet dit gaan luister, maar hy sterf ook, hulle skiet hom, hy's in 'n alley en hulle skiet hom, hy sterf, en hulle bel sy ma, want hulle wil toestemming hê by die familie, om die koel uit sy hart uit te haal, sodat hulle kan bewys wie hom geskiet. En hulle bel sy ma en sê, mevrou, ons is jammer, maar jou kind is dood, kan ons die koel uithaal? Sy sê, God het my nie 'n dooie kind beloof nie, hy het my 'n prediker beloof, my kind is nie dood nie. Hulle sê, die suster sê, weet jy, die dokter is besig met jou kind, hy is besig om met sy hande, jou kind se hart aan die gang te hou. Wil hy nou nie werk nie. Daar is hy, daar gaan hy aan. Ek doen dit nogal, hoor, krag kan deur my vloei en ek kan alle sisteme uitbreek. Ek spot nie daaroor nie, dit het al meer as een keer gebeur. So Here, asseblief, cover net hierdie mikrofoon. En die matrone kom op en sê, mevrou, jou seun is dood. Ons probeer net, die dokter het sy hande op die hart, hy masseer hom, om die kind aan die lewe te hou, sodat ons die koel kan uitkry, kan jy ons toestemming gee. Sy sê, my kind is nie dood nie, ek weier, God het my 'n prediker beloof, nie 'n drugdealer nie, so is nie my kind wat dood is nie. Sy weier om dit te sê. Sy weier om dit te glo. Eventueel stoot hulle hom in die mortuary, wat die Afrikaanse woord ook al daarvoor is, en toe, 'n paar ure later daar, toe word hy wakker, met 'n oop borskas. Die suster het ingekom om te kyk, dat hulle hom kan toegooi, en toe sy daar kom, toe kyk hy vir haar. Nou, ek dink, ek sou dood neergeslaan het. Maar, hy leef, hy preek vandag. Encounter met God.
encounter met God. Maar jou gebed dra baie meer krag as wat jy besef. Jou woord kan nie verlore gaan nie. Maar wat bid jy? Bid jy jou eie hart of bid jy die hart van God? Sien, so dikwels sê ons vir die Here, Here, sal U asseblief bid en jy bid wat God vir jou, as jy jou eie ding wil bid. En wat doen jy? Here, asseblief, kry my kind uit die drugs uit, kry my kind uit dit uit, kry my kind uit dat uit. Here, asseblief, dat hy respek vir my hê. Here, laat... Wat gebeur nou? Daar's net soveel drama, want ek bid my wil af. Wat van jy bid en vra vir die Here? Here, 'n encounter. Saturate with love. Wat jy ook al doen, just save him. Miskien het hy nodig om 'n belewenis te hê, soos hierdie eerste drugdealer van, ek moet eers geskiet word, voor ek my hart vir die Here gee. Ek moet eers 'n, wat noem hulle dit, deesdae 'n near-death experience? Nou ek weet nie hoe noem jy dit 'n near-death experience, as jy dood was en opgewek is nie. Jesus het nie 'n near-death experience gehad nie, Jesus died. En dan noem hulle dit near-death experiences, net om dit af te water. Maar baie keer moet 'n kind daar draai, voor hulle luister. Maar nou bid jy al hierdie ander goed, en wat gebeur? Jou kind hoor nie. Maar wat sê Job 33 vers 4? Job 33 vers 4, ek lees die Afrikaans 53 vertaling, hy sê, die Gees van God het my geskape. Ons gaan nou daarna kyk, baie interessant. Die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my lewend. Binne in jou hart is die letter vir almagtig geskryf. So jou hart sê, daar is 'n God van almagtigheid. Ek het ongelukkig nie 'n prentjie opgesit nie, want as ek vir julle al hierdie goed met prentjies moet wys, om dit vir julle te bewys wat ek sê, dan gaan julle skrik. Maar, almagtig is daardie letter. En hy's ook daarbo. Daai letter is binne in jou hart geskryf. Jy kom van die asem van die Almagtige. Ga, sluit gou vinnig jou oë. Sluit gou vinnig jou oë. Ek wil jy moet bewus word daarvan, dat alles is binne in God. Met ander woorde, jy is nou binne in God. So half my diep asem. Half my diep asem. Weet jy so pas ingeasem? As jy binne in God is, weet jy so pas ingeasem. Jy het God ingeasem. Die asem van die Almagtige wat van die begin van tyd af daar was, het jy so pas ingeasem. En as jy begin besef dat elke asemteug is die asem van God, sal jy iets anders spreek oor jou lewe. Sien jy nou maar, as jy begin bid, wat se woord stel jy vry? Stel jy die asem van God vry? Nou kom ons kyk gou 'n bietjie na hierdie Hebreëus. Nou, ek is glad nie 'n Hebreëse skaller nie. Maar baie keer is daar so ietsie wat vir my net interessant is, en dan hak dit vas. En hierdie is die woord man en vrou. Man and woman. Eva het eers haar naam gekry na die sondeval. Sy was nie Eva genoem voor die sondeval nie. Sy was Eva genoem na die oordeel gespreek is. Goed, so God het hulle man en vrou gemaak. Nou wat ek graag wil hê julle in gedagte moet hou, terwyl ons hierna kyk, is die letters
vir man en vrou. Kyk wat stem ooreen. Die woord vir almagtig, Shin, en Alef. Nou daar kan ons baie maklik gou staan. Jesus Christus is die Alef en die Taf. Alef en Taf begin in die einde. So, al twee, man en vrou, staan Alef in, die begin, en dan hulle ook Shin, die almagtige, is dan in dit geskryf. Nou bly daar twee letters oor, wat beteken ja. So as 'n man en 'n vrou by mekaar kom, vorm hulle 'n nuwe lewe. Die asem. 'n Vrou kan nie alleen asem voortbring nie. 'n Man kan nie alleen asem voortbring nie. Want die vrou is uit die man. So die twee moet by mekaar kom om 'n nuwe lewe te skep. En vrou, ek gaan 'n bietjie stil staan by hierdie 3 letters, om vandag vir jou te wys, wat het God in jou geplant? Ek gaan net by die vrou stil staan. Ons begin by die Alef. Ek gaan nou spesifiek die getalle daarby gee, want dit is baie interessant. As jy die Hebreëse letters se getal bymekaar tel, is dit 306. Siobhan, ek hoop jy dit gehoor. Mense, dit is, as jy gaan kyk, ek praat spesifiek met haar, as jy hierdie gaan kyk, dan werk jy spesifiek met klank. Dan staan 34, sal vat jou klanke hierin. 34 sal vas jou klanke. Sal vas jou klanke is wat hulle uitgehaal het uit die boek van Numbers, Numeri. Die frequency wat voorkom in Numeri. Ek wil in Engels praat. 34 frequencies is binne in hierdie vrou se klanke. Met ander woorde, daar's 'n ritme wat God in jou gebou het. En die hele boek van Numeri gaan oor die bou van die tabernakel. Met ander woorde, die samestelling wat in die vrou is om ritmies te bou en iets te bou wat God kan verheerlik. God het dit binne in jou geplaas. Vir die mans wat hier is, ek wil jy moet hoor, maar ek praat spesifiek, ek het voorberei by die vrou te praat. So die Alef, die eerste getal, en ek gaan vir jou die Engelse betekenisse lees. Die Alef beteken, hoor mooi, want daar's een woord wat in al 3 hierdie letters voorkom, wat baie belangrik is. Divine unity, primordial force, silent potential. Alef. Dit is wat dit beteken. Ek gaan dit vir by mekaar bring. Hou vas. Divine unity, primordial force, silent potential. Dis ook 'n vrou maklik sê, zip it. Maar is ook in 'n man. Onthou die letter kom ook by die man voor. En dit is hoekom dikwels Satan daai gebruik om silent treatment in 'n huwelik te bring, wat ongoddelik is, want dit bring nie divine unity nie. Die tweede ene, Shin, wat in jou hart geskryf is, man en vrou se hart geskryf is, beteken divine fire, transformation, balance. So beide man en vrou het die 4 transformasie en balans. So 2 van die 3 stem ooreen met mekaar. Hier is waar ons die groot verskil kry by 'n vrou. Die mense, daar's ongelooflik baie wat jy daaromtrent kan sê.
Dit is die klank hy, dis 5. 5 is grace. Maar hierdie hy wat hier geskryf is, wat ons anders maak as 'n man, beteken divine breath, revelation and presence. Kan ek dit weer herhaal? Divine breath, revelation and presence. Met ander woorde, die een woord wat konstant hier voorkom, nie noodwendig konstant by die man voorkom nie, is divinity, is 'n goddelikheid. Nou hoor mooi, die vrou is nie God nie, maar daar is 'n goddelikheid wat God in jou geplaas het, waar ons as vrou dit moet begin ontdek in onsself, om te besef, ons kan 'n verskil maak. Ek kan 'n hele ander boodskap gee vir die mans, en ek het nie dit voorberei nie. So wat is dit wat belangrik is? Die oomblik wat 'n vrou en ek is baie versigtig as ek sê wat ek nou gaan sê. Maar dit is hoekom 'n vrou so moeilik oor situasies kom. Is as gevolg van divine breath. Die oomblik wat daar oor 'n vrou 'n woord gespreek word, 'n daad gedoen word, 'n aksie teenoor gedoen word, bring sy spontaan dit tot lewe. Hoekom? Because she's got divine, godly breath. So as 'n vrou iets ontvang, deur dade, deur woorde, deur aksies, bring sy asem en lewe voort, want dit is wat God in jou geplaas het, vrou, om dit wat jy ontvang te baar, laat dit lewe bring. So die oomblik wat jy negatief of positief ontvang, bring jy lewe voort. En daarom, en dit is sielkundig en wetenskaplik bewys, kry 'n vrou op 'n baie jong ouderdom baie intenseer. En is die trauma in 'n vrou se lewe baie langer deel van haar lewe as vir 'n man. En vrou, ek wil hê jy moet vandag dit besef, dat jy gaan vir die Here moet vra, dat hy vir jou 'n sifting moet bring, wanneer daar vir jou woorde gespreek word, wanneer daar goed vir jou gesê word, wanneer daar aksies teenoor jou is, jy gaan moet jou beskerming binne in God vind, sodat jy nie elke ding tot lewe bring nie. 'n Man verstaan dit nie, hulle begryp dit nie, want hulle het nie hierdie letter in die kor van hulle menswees nie. So vrou, jy sit vandag hier met ongelooflike pyn en jy kan nie verstaan hoekom nie. Jy weet dit gaan gebeur, jy weet dit kom, maar jy weet nie om dit te stop nie. Dis omdat jy die asem van God in jou het en God het gesê, dit wat jy ontvang, moet jy baar, moet jy tot lewe bring. En daarom is dit belangrik dat ons as vroue op 'n punt kom, dat ons kan sê, Here, trek hierdie bossies uit. Trek hierdie saad uit, haal hierdie saad uit my uit. En baie keer as jy dan sê, Here, haal hierdie saad uit, dan voel dit vir jou, jy is besig om geskei te word van iets wat belangrik is. En daarom sê jy, nee, maar dit wat daai persoon gesê het, moet dit waar wees. Dit is seker maar waar, want dit begin lewe binne in my. Want God het gesê, jy dra goddelike asem. En daarom maak dit so intens seer. En hoe meer jy bid, hoe meer stel jy die goddelike asem vry. Daarom is dit nodig, vrou, om by die Here te kom en te sê, Here, die saad, die woord, die daad, die aksie, wat teenoor my gebring is, asseblief verwyder dit. Daarom kan 'n man makliker vergeet of 'n ding
agter hom sit, want hy het nie die asem wat die lewe moet voortbring nie. Jy dra nie net 'n kind nie, alles in jou baar lewe. Alles, want dit is wat God in jou geplaas het. So vrou, wil jy vandag verstaan, dit is moeilik, maar die oomblik wat jy kan begin verstaan dat alles wat aan jou gesê word, alles wat hier met jou gedoen word, elke aksie, jy kan nie dit net weggooi nie. Dit bring lewe voort. En soos julle weet, wie van julle hou van tuinwerk? Dit wys gou vir my. OK, julle kan my tuin kom regmaak asseblief. Ek sit nie my vingers in die grond nie. Die laaste keer wat ek dit probeer doen het ek vir 3 dae met 'n allergiese reaksie gesit. Uitgeslaan van kop tot tone. Klaar, julle kan my tuin kom doen. Gelukkig doen my ma dit vir my. Maar wat gebeur as jy 'n saad in die grond sit? Dan groei hy. Vrou, God het jou gemaak om woorde, dade, aksies wat in jou gedoen word. Jy is grond, jy is vrugbaar en dit groei. Wie van julle se tuin word daar nie bossies uitgetrek nie? Wys gou vir my. Nou, hoe kan jy dit nie aan jou gees ook doen nie? Sien, ons besef nie dat daardie dade, aksies goed in ons lewe doen nie. Dis maklik vir 'n man om te sê, ag, dis verby, dis klaar, want God het julle anders saamgestel. En die man verstaan nie hoekom jy so intens voel en hoekom dit so intens raak nie, want God het vir jou gesê, haal asem. Julle, ek het nog nie by my boodskap uitgekom nie. Die Here is besig om iets te verander en iets anders te sê. Vrou, jy het 'n baring in jou. Jy het iets in jou wat altyd lewe gee. So die oomblik wat jy bid en jy dra jou hart na God toe, wat gebeur? Daai goddelike asem begin sterker word. Nou moet jy onthou, vrou, jou kind dra 'n gedeelte 50% van jou DNA. So jou kind dra van jou binne in hulle. So as jy begin te sê, Here, vloei deur my asem. Laat u asem deur my vloei. Die oomblik wat jy vir die Here vra, Here, laat die asem deur my vloei. Laat oralster waar my DNA is, u asem beleef, u volheid beleef, u krag beleef. Wat doen jy? Oral waar jou kinders is, vloei die asem van God ook. Dit is wetenskaplik bewys dat DNA tot op 50 km plus oombliklik reageer op die emosies wat jy nou voel. So dit maak nie saak waar jou kind is nie. Vrou, dis die voordeel wat jy het, dit maak nie saak waar jou kind is nie. Die oomblik wat jy sê, Here, raak my menswees aan en oral waar my DNA is, laat u heerlikheid gesien word. Bad luck vir hulle wat nou wil probeer witchcraft teen my doen. Want wat doen ek nou? Jy het witchcraft teen my, so jy het my DNA. Ek vra, Here, oral waar my DNA is, openbaar jou, so die witch doctors hoor dit ook. Sien, ons het nie nodig om te vrees daarvoor nie, maar vir jou gebed dra ongelooflike krag. Nou wat gebeur wanneer asem, 'n ander woord vir asem is wind, wanneer wind en vuur bymekaar kom? Dit veroorsaak veldbrande. Né? Dit veroorsaak veldbrande. Nou sê God, Hebreërs 12 vers 29 en Eksodus 19, hy's 'n verterende vuur, dis nou af, los dit net so. Hy's 'n verterende vuur. So vrou en man het vuur, maar die vrou die asem. So wat doen jy nou? Nou begin jy bid. Wat begin die Here doen? Hy begin daai vuur van God binne in jou doen. Daarom sê hulle, vrouens is meer sensitief vir die gees as wat mans is. Maar die man het ook die vuur, maar die vrou beweeg net makliker met die asem van God, waar die man dit nie doen nie. En dit is hoekom hulle sê, vrouens is meer sensitief. Is dit 'n ander saamstelling? Maar albei die vuur. Maar vrou, het jy al ingestap en toegelaat dat God se vuur deur jou vloei? Dis nogal redelik warm. Frank, hy het dit al 'n paar keer met my gedoen. Hy het al met my gedoen dat ek nie eens my eie kar kan ry nie, want ek was te warm gewees.
Was op 'n kamp gewees waar ek probeer het om aan 'n rekenaar te vat, 'n bom my uit. Vrou, jy is uniek saamgestel. Maar wat jy vat, wat aan jou gedoen word, bring lewe voort. Maar ook wat jy vir jouself sê, wat jy vir jouself dink. Alles wat jy dink jy het onderdruk, is actually goed wat besig is om te groei. En jy het nodig om vir jouself te kan sê, daar's oorwinning. Vrou, ek wil jy met vandag hierdie ding besef, dat, ek gaan nie alles praat wat ek voor neergeskryf het nie, dat as jy begin om aan God vas te hou, en werklik jouself oor te gee in die krag en in die gees van opstanding, hy sê in Romeine 8, die gees van opstanding, hy sê nie krag van opstanding, hy sê, dieselfde gees wat Jesus opgewek het uit die dode, leef binne in ons. So daardie opstandingsgees, daai asem, laat dit deur jou vloei. Laat die Here vir jou 'n nuwe opstanding bring. Werklik sy asem gee, want wat is gebed? Ek gaan vir jou Romeine 8 vers 26 lees. En ek wil hier hê, jy moet vandag besef wat gebed is. Want ek praat oor 'n ma op haar knieë. Romeine 8:26 sê, en net so kom ook die Gees, die Heilige Gees, ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. So wat is gebed? Gebed is wanneer ons toelaat, laat die Heilige Gees deur ons vloei en alle menslikheid wegneem, sodat ons 'n verhouding met God kan hê. Almal van ons wil weet, maar hoe moet ek bid? Hoe moet ek bid? Het ek vir jou die antwoord. Laat toe dat die Gees van God, dis sy asem, deur jou vloei, want dan kan hy die vuur vrystel om te herstel, te verbrand en gaar te maak wat nodig is. Maar nou bid ons eie gedagte, ons bid ons eie opinies, en dan wonder ons hoekom ons nie antwoorde kry nie. 'n Vrou kry 'n oproep, haar oom is siek, hy lê op sterwe, sy is in Rodney Howard-Browne se kerk, en die volgende dag hoor sy oor vas en gebed, en sy besluit sy gaan vas en bid, sy sluit haar in haar binnekamer toe, en sy bid vir 9 ure, non-stop, in tale. Toe sy daar uitkom, kry sy die oproep van haar tannie, jou oom is genees, hy word môre vrygestel, en niemand kan dit verstaan nie. Wat het sy gedoen? Sy het toegelaat dat die Heilige Gees deur haar bid, die krag van God vrygestel, die vuur het beweeg en haar oom aangeraak. Die intensste van dit alles was, haar oom staan toe langs haar terwyl sy getuig. Dis nie ver gewees nie, hierso staan die bewys. So vrou, jou gebed het nodig om weer asem van God te kry, want soveel keer leef ons op die asem van dit wat mense vir ons sê. Soveel keer is die asem wat deur ons vloei, die woorde wat ander vir ons sê. Soveel keer is die asem wat deur ons vloei, my eie gedagtes terwyl ek teruggaan en dink aan wat gebeur het. Vrou, God het 'n goddelike asem in jou geplaas om lewe voort te bring. Wanneer gaan jy toelaat dat God genesing vir jou gee, dat hy sal kom om die bossies uit te haal? Omdat die bossies groei ook, en die bossies kan oorneem, en elkeen van julle het nou vir gesê, daar's nie bossies in jou tuin nie. Daar's bossies in jou hart. Ons het nodig om toe te kom. Ek wou met julle gepraat het oor die Sunamitiese vrou, 'n naamlose vrou wie se seun sterf. Maar ek gaan nie daarby stil staan nie. Ek dink ek het die boodskap oorgebring wat ek vanoggend wou. Vele 2 getuienisse gee en hiermee gaan ek afsluit.
'n ma se kind verdrink op 3-jarige ouderdom. Daar's niks wat sy kon doen nie. En sy's baie ontsteld met God. Sy draai nie noodwendig haar rug op God nie, maar daar's sekere areas in haar lewe wat God net nie mag inkom nie. Vir 15 jaar worstel sy met God oor haar kind wat sterf op 3 jaar oud. Ek het geen probleem nie. Die hele psalms is vol vrae. Worstel met God. Solank as wat jy met God worstel, weet ek jou oë is op God. Moenie met die duiwel worstel nie, want dan is jou oë nie op God nie, want waarmee jy worstel, kyk jy na. Sy worstel vir 15 jaar met God. Die aand, net voor haar seun 18 sou word, het sy 'n droom van haar seun se lewe, wat haar seun se lewe sou wees op 18. En sy word die oggend van sy 18de verjaarsdag wakker, sy val op haar knie en sy sê, God, forgive me. Ek is so jammer, maar dankie dat jy my seun op 3 weggevat het. Want die droom wat sy gedroom het, was waar hy 'n drug addict sou wees op 18. Kan ons God vertrou? Dis moeilik om 'n kind aan die dood af te gee. Dis moeilik om 'n ma, dis moeilik om 'n sussie, dis moeilik om 'n familielid aan die dood af te gee. Maar ek wil jou hierdie een ding gee, en ek kan dit vir jou bewys, skriftuurlik bewys. God sal niemand laat sterf, tensy hulle doel op aarde nie afgehandel is nie. Al is dit 'n kleintjie van 8 weke in swangerskap. There's a purpose. God sal nie dit laat gaan nie. 'n Vrou gaan in vir 'n hartoperasie, en hiermee sluit ek af. Dan gaan ek 'n lied speel wat ongelukkig nie agterop is nie, maar ek hoop ons kan hom deur die speakers kry. Ek gaan hom letterlik deur die mikrofoon laat speel. 'n Vrou gaan in vir 'n hartoperasie, en die dokter doen alles wat hy kon. Bring vir my asseblief. Hy doen alles wat hy kon. En hulle kry nie haar hart aan die gang nie. En die dokter kom toe in. Almal staan wag, hulle skok, hulle kry niks reg nie. En die chirurg gaan staan so by haar oor en hy sê vir haar, tell your heart to beat again. Tell your heart to beat again. En die volgende begin haar hart klop. Vrou, jy sit hier, en jy het al vir jare, wat jy in survival mode is. Jy haal so vlak asem, dat jy baie keer duiselig raak. God sê vandag vir jou, tell your heart to beat again.